Dis sielskoffietyd. Waar is die dae waar selfone nog nie eers 'n gedagte was nie? Huisfone en telefoonhokkies is iets wat ons kinders nie ken nie. Nie eers te praat van sentrales, draaitelefone, telegramme of 'n faks nie. As oumas en oupas is ons die enigstes wat dit nog aan ons kinders en kleinkinders kan vertel, sodat hulle daarvan sal weet. Tegnologie is nou nie 'n ding waarmee ons groot geword het nie, nee, maar ons kinders wel. Dit verstom my steeds hoe vinnig hulle weet hoe alles werk en half vererg is wanneer ons nie kan byhou nie. So asof ons ook alles daarvan af moet weet. Tegnologie is egter besig om die hele wêreld oor te neem, sonder dat ons dit besef of wil erken. Almal besit vandag 'n selfoon, want jy kan nie meer sonder een leef nie. Wel, dis wat die wêreld ons elkeen wil laat glo. Daai selfoon is altyd by jou, vir indien iemand jou dringend soek, of jy dalk 'n dringende boodskap verwag. En wanneer jy saam met jou familie en vriende kuier, is almal meer op hulle selfone as teenwoordig in enige gesprek. Jy kan selfs vandag 'n besigheid bestuur en geld maak op jou selfoon. Dis asof tegnologie besig is om ons menswees oor te neem. So luister ek nou die dag na 'n praatjie wat sê: touch your loved ones more than you touch your phone. Julle, dit het my diep geraak, want ek besef toe dat ek self meer op my selfoon is as wat ek my geliefdes drukkies gee en werklik met hulle kommunikeer. Jy sien, tegnologie het die vermoë om verhoudinge te laat skade ly, omdat daar nie effektiewe kommunikasie plaasvind nie. Hoeveel keer het jy al in die laaste tyd met jou kind, eggenoot of 'n vriend gesels, terwyl hy of sy op die foon is en glad nie aandag gee aan wat jy te sê het nie? Dit is die begin van 'n verbrokkelde verhouding as gevolg van 'n gebrek aan kommunikasie. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek sê nie tegnologie is sleg nie. Ek sê wel dat wanneer ons toelaat dat tegnologie ons lewens beheer en oorneem, dit sleg vir ons is en ons verhoudinge negatief beïnvloed. Wees dus bedag op wanneer en waar jy jou foon gebruik en beplan jou dag met jou foon, net soos jy alle ander aktiwiteite en verantwoordelikhede in jou lewe beplan. Wanneer jy in 'n geselskap is, wees 100% teenwoordig en neem ten volle deel aan gesprekke. Kom ons begin bou weer aan ons verhoudinge, want dit is wat werklik saak maak. En ons wees beter kommunikeerders. Moenie toelaat dat tegnologie jou hele lewe oorneem en dit waaroor die lewe werklik gaan benadeel nie. God het ons kommunikasie gegee as 'n spesiale gawe om ander mense se lewens te kan aanraak met sy lig. Doen dit nog op die ou manier, soos wat net hy vir ons kon doen, sonder tegnologie. Gaan sê vir daardie spesiale persoon hoe lief jy hom het. Gaan motiveer jou kind deur hom te herinner aan wie en wat hy in Christus is, en hoe trots jy op hom of haar is. Gaan komplimenteer jou kollega met sy toekenning of bevordering en moedig hom aan om nog beter te doen. Moenie wag tot dit te laat is en hy of sy dit nie meer self kan hoor of ervaar nie.
Onthou, as kinders van God, leef ons in hierdie wêreld en is ons nie van hierdie wêreld nie. Herinner jouself gereeld daaraan. Tot volgende keer.